Goeiemôre almal en welkom by vandag Sallieskerk. Op hierdie 4de Sondag van Advent, laaste Sondag voor Kersdag. En onthou ook, ons het Kersdag, Kersdiens, 9uur in die kerk. So julle is almal baie welkom en bring julle vriende en familie saam. Nou my volle name is Johannes Cornelis Meton. Dis my oupa se name. My oupa het groot geword in Citrusdal en vandag nog is daar baie Metons in Citrusdal. Sien, name sê iets oor wie ons is. Dit sê iets oor waar ons vandaan kom, oor ons families, oor ons geskiedenis. Dit sê iets oor ons. Dit raak deel van ons identiteit. En 'n mens voel goed as jou naam geassosieer word met iets goeds. En dit is sleg as jou naam geassosieer word met iets wat sleg is. Ons hou ook daarvan as ons name herken word. Dit is ongemaklik as iemand wat veronderstel is om jou te ken, dalk nie jou naam onthou nie. So name is belangrik. En vandag se teks gaan oor name. Spesifiek 2 baie belangrike name. Ons gaan lees uit Matteus 1 uit. En dit begin met 'n hele lang lys van name. Dit is die name van die mense in Jesus se familie se geslagsregister. En dit is bedoel om vir ons iets te kommunikeer oor wie Jesus is en waar hy vandaan kom. So ons lees in Matteus 1 vers 1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. So dadelik weet ons iets oor Jesus se familie en waar sy familie vandaan kom. Nou ek gaan nou nie die hele geslagsregister nou lees nie, dit is nogal 'n lang gedeelte en daar's baie name en moeilike name om uit te spreek. Maar ek wil net 6 name uitlig wat ons kry in Jesus se geslagsregister. En hierdie 6 name sou vreemd gewees het vir die mense vir wie hierdie teks oorspronklik geskryf is. Want dis nie name wat jy gewoonlik in 'n geslagsregister sou kry nie. Gewoonlik sou net die name van eerbare mans in 'n geslagsregister ingeskryf word. Geen vroue se name is ingeskryf nie. Geen mense van wat buitestanders was of van ander nasies of groepe sou ingesluit gewees het nie. Geen mense aan wie se name daar skandale gekoppel is sou ingesluit gewees het nie, want hulle wou dit so suiwer as moontlik hou. Maar dit was anders met Jesus se geslagsregister, wat al klaar vir ons iets leer oor Jesus en wie hy was. So die 6 mense wat in hierdie geslagsregister voorkom is eerstens Tamar. Sy is 'n vrou. En in Genesis 38 lees ons dat sy haarself as 'n prostituut vermom het om vir Juda uit te vang. Nog 'n vrou is Rahab, Kanaanitiese vrou, van 'n ander nasie met ander woord, en sy was ook 'n prostituut. En in Josua 2 lees ons van haar, so sy was van 'n ander nasie en moreel nie aanvaarbaar nie. Ons lees ook van Rut, nog 'n vrou, 'n Moabitiese vrou. Die Moabiete lees ons in Deuteronomium was van die Israelitiese grootste vyande. Ons lees van Dawid, wat oorspel gepleeg het en met Batsheba en haar man laat vermoor het. Ons lees ook van Batsheba, die vrou van Uria, met wie Dawid oorspel gepleeg het. En ons lees van Manasse. Hy was een van Juda se konings en in 2 Konings 21 lees ons dat hy bekend was as 'n baie wrede koning en hy was ook bekend vir afgodsdiens en onregverdigheid. So nie 'n baie nice ou gewees nie. Al hierdie onwaarskynlike mense is in Jesus se familieregister ingesluit. So uit hierdie familieregister lees ons dat Jesus kom nie uit 'n perfekte familie uit nie. Sy familie was maar vol gebroke en verkeerde mense, onwaarskynlike mense. En Matteus sluit hulle waarskynlik in, omdat hy iets wil kommunikeer oor Jesus, omdat hy 'n soort van die grond wou gereed maak vir Jesus se bediening aan gebroke en verkeerde en onwaarskynlike en uitgesluite mense. So die name van die geslagsregister wys vir ons wie Jesus is en self vir ons, gee vir ons 'n leidraad van wat hy gaan kom doen in die wêreld.
En dan volg daar direk daarna 'n gedeelte waar dit spesifiek gaan oor Jesus se naam. Ons lees dat Josef en Maria het uitgevind dat Maria nou swanger is, en Josef het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. En dan kom daar 'n engel een nag in 'n droom na Josef toe en verduidelik dan vir Josef hoe hy dit moet hanteer. So in Matteus 1 vers 21 tot 23 lees ons: Sy sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sonde verlos. Dat dit alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken God is met ons. So die engel sê vir Josef, noem die kind Jesus. Matteus, wat al hierdie goed opskryf, skryf daarin dat hy Immanuel genoem moet word. En dan 'n bietjie later dan lees ons dat Josef hom Jesus genoem het. So is hy nou Jesus of is hy Immanuel? Hoe moet ons dit nou verstaan? Wel, dit is eintlik heel eenvoudig, hy is albei. Hy is Jesus Immanuel. Die een kan eintlik nie sonder die ander nie. Die naam Immanuel sê vir ons wie Jesus was. Hy is Jesus, hy is God met ons. Hy is nie God wat uit die hemel uit in die hemel sit en instruksies gee vanuit die hemel uit nie. Hy is die God wat deel raak van die deurmekaarheid en die vrese en die onsekerheid van hierdie lewe. Hy was 'n baba wat uit 'n vrou gebore is, wat gehuil het, wat deur sy ma borsvoed is, wat soos die Joodse gebruike van hy tyd was, die besnydenis ondergaan het. Toe hy 'n tiener was, het hy geleer om houtwerk te doen soos sy pa. Jesus is God met ons. Hy was God wat tyd spandeer het met die prostituie, die melaatses, die armes, die en enigiemand anders wat uitgesluit of uitgeskuif is. Hy was God met ons wat kwaad geword het en wat gehuil het toe sy vriend Lazarus dood is. Hy was God wat saam met mense om etenstafels gekuier het en saam met hulle die brood en wyn wat op die tafel was geëet en gedrink het. Teresa van Avila, sy was 'n Spaanse non wat bekend was in die 1600s en 'n groot impak in daai tyd in die kerk gehad het. Sy het vir Jesus beskryf as Christ among the pots and pans. Christ among the pots and pans. Jesus is God met ons in al die gewone tye en dae en dinge van die lewe. Nou hierdie gedagte word ook weer bevestig heel aan die einde van Matteus se evangelie, die laaste 2-3 verse van sy evangelie. Na Jesus se kruisiging en opstanding, roep Jesus op daai stadium sy disippels bymekaar en hy gee vir hulle 'n laaste opdrag. Ons lees dit in Matteus 28 vers 19 en 20. Hy sê vir hulle: Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Ek is met julle al die dae. So Matteus begin sy evangelie met die belofte dat Jesus God met ons is. En hy eindig sy evangelie met die belofte dat Jesus sal met ons bly wees al die dae tot aan die einde. En alles tussenin hierdie twee beloftes is Matteus eintlik besig om vir ons te verduidelik hoe God Immanuel is. So wat beteken dit vir ons vandag om te hoor God is met ons? God is met ons, Jesus is God met ons wanneer ons moeilike goed by die werk moet hanteer. Hy is God met ons wanneer ons geduld met ons kinders opraak. Hy is God met ons wanneer ons dalk met 'n siekte gediagnoseer word en ons moet deur al die behandelings worstel. Hy is God met ons wanneer iemand vir wie ons lief is tot sterf kom.
Hy is God met ons wanneer ons op Kersdag alleen is terwyl ons kinders oor see sit. Hy is God met ons wanneer jou pa of jou ma as gevolg van dementia nie meer jou naam kan onthou nie. God is met ons in elke oomblik van vreugde, elke konflik, elke moeilike situasie, elke dag, elke oomblik. Jesus is Immanuel, God met ons. So Matteus 1 gaan oor name. Ons kry 'n hele rits name in Jesus se geslagsregister waar ons iets leer oor Jesus. Maar dit gaan uiteindelik oor die twee belangrikste name, Jesus, Immanuel. En dit is twee baie belangrike name, ja, maar dis ook 'n belofte waarmee ons kan vashou, waarin ons kan vashou tot aan die einde van ons tyd. Jesus is God met ons. Maar hierdie belofte is ook 'n roeping. Omdat Jesus saam met ons is, moet ons ook daar wees vir mekaar. Omdat God saam met ons is, kan ons ook waag om saam met mekaar te wees. En die beste van dit alles is, dan mag daar tye kom wat ons kwaad raak vir hierdie name. Dan mag tye wees wat ons twyfel in hierdie name. Dan mag selfs 'n tyd kom wat ons vergeet van hierdie name. Maar dit maak nie saak nie. Jesus is nog steeds God met ons. Kom ons bid saam. Here Immanuel, dankie dat U nie ver bly staan het nie, maar dat U by ons kom woon het. Help ons om te leef met die wete dat U met ons is, in ons vreugdes, ons twyfel, ons hartseer, en wanneer ons roeping probeer uitleef. Gaan nou met ons, en maak ons voorbeelde van U teenwoordigheid, waar ons ook al mag gaan. Amen.